Goeiedag. Dit is nou baie lekker om deur die Here gebruik te word, nê. En dit is inderdaad waar van ons almal as gelowiges, is dat die Here ons wil gebruik. Maar dan is so belangrik altyd om te onthou dat ons menswees eintlik heeltyd in diens van die Here staan, dat dit gaan oor die heenwysende karakter wat ons ook het, om heeltyd na Jesus se kant toe te wys. Hy moet meer word en ek moet minder word. Kom ons val dan in eerbied voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper, want hy is ons God en ons is sy volk, ons is sy kudde, sy skape wat deur sy hand versorg word. Amen. Genade vir jou, vrede van God ons Vader, van Jesus ons Here en ook van die Heilige Gees. Ek gesels vandag met jou oor 2 Korintiërs hoofstuk 4, daar van vers 1 af. So, voordat ek dit gaan lees, gaan ek 'n bietjie saam met jou bid. Hemel Here, baie dankie dat ons vandag ook die woord het. Dankie dat ons dit kan lees. Dankie dat ons daaroor kan besin. Dankie ook vir die verskil, die rol wat u woord ook in ons lewe maak. En vandag dit inderdaad ook wil doen. Seën ons, dan heilig ons in ons denke. Mag ons mens wees, volledig, voortdurend deur in u diens wees. Alles tot u eer in Jesus naam. Amen. Kom ek lees hierdie gedeelte saam met jou en dan gaan ek vir jou sê wat die tema is en ek dink jy het miskien al heeltemal in die begin opgetel toe ek so 'n bietjie van 'n inleiding gegee het. God het hom oor ons ontferm en hierdie bediening aan ons opgedra. Daarom word ons nie moedeloos nie. Ons vermy praktyke wat nie die lig kan verdra nie en waaroor ons sou moes skaam. Ons gaan nie met bedrog te werk nie en ons vervals nie die woord van God nie. Inteendeel, ons maak die waarheid openlik bekend en beveel onsself so aan by elkeen wat voor God 'n eerlike gewete het. As die evangelie wat ons verkondig tog nog met 'n sluier bedek is dit bedek vir die wat verlore gaan. Hulle is die ongelowiges wie se verstand deur die God van hierdie wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is. En dan vers 5, verskriklik belangrik. Ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here, en onsself, hoor daar, as julle dienaars terwille van Jesus. God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte die lig laat skyn, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal. Die tema wat ek met jou hanteer, so in 'n kort oomblik, gaan oor die kerk leef in geleende lig. Ons is nie die son nie, hoogstens die maan. Interessant dat Paulus nogal hier in 2 Korintiërs sommer hier in die begin van vers 4 af, van 'n hele paar metafore gebruik maak, ook daar in hoofstuk 5. Bepaalde beelde wat hy gebruik. Een is die beeld van die lig, ander een is skatte, wat te doen het met die skat van die evangelie binne in ons lewe, en dan dat ons eintlik maar kleipotte is, wat maklik breek, en in hoofstuk 5 praat hy ook daarvan, dat ons liggame eintlik maar tenwonings is, wat afgebreek word en vervang word met die hemelse gebou van God, wat nie deur mense gemaak kan word nie, maar deur God, en wat ewig bly. Jy onthou ons nou die liedjie, en dan loop ons so onder deur die maan, nee, suikerbossie, of liewe maan. Wonderlik hoe mense eintlik baie keer oor die maan kan dink. En wonder hoeveel dinge het nou al gebeur rondom die maan binne in mense se lewens, die verskil van die maan gemaak het, en die lig van die maan. Ek onthou by geleentheid het ons hier langs die rivier gebly, en dan is dit so lekker in die aand as die maan, as die lig so op die rivier val, en jy neem foto's, die wonderlike beelde wat 'n mens kan hê. Of as jy in die aand sou loop, en die maan skyn so helder, hoe wonderlik is dit nie vir 'n mens? En dit is nogal, die maan maak nogal mense in 'n sekere sin ook bietjie half romanties.
in terme van hulle denke, wanneer mense by mekaar sou wees, ou en sy meisie saam met mekaar, dat hulle rondom die maanlig ook sou kom kuier. En dan word die maan, wil mense amper sê, half te belangrik binne in die lig, want die punt is dat die maan, wat vir ons so belangrik is, ook as 'n lig wat in die nag kan skyn, dat hy eintlik maar werk met geleende lig. Die lig wat die maan het, is nie lig wat hy van homself het nie, dis lig wat van die son afkom. Die son wat in die dag ons warm maak, is dieselfde son, wat sy lig laat val op die maan. En daardie lig weerkaats weer na die aarde toe, en dan voel dit vir ons asof die maan skyn. Ja, inderdaad skyn die maan. Maar die maan skyn omdat die lig van die son op 'n bepaalde manier ook op die maan sou kom val. Nou is dit Karl Barth wat by geleentheid iewers gesê het dat die kerk soos die maan is. Sy het nie haar eie lig nie, maar sy weerkaats die lig van die son. So, om eintlik daarmee te sê dat ons soms 'n bietjie die lig van die maan kan veredel en dat ons nie regtig raak sien waar die lig vandaan kom nie. Nou wil ek graag hierdie beweging maak ook na die kerk se kant toe. Om te sê die kerk se rol in hierdie wêreld is nie om die hoofkarakter te wees nie. Baie keer kyk ons na die kerk en die kerk is vir ons wonderlik, en die kerk is vir ons hierdie grootheid, en ons gemeentes is vir ons hierdie grootheid, maar dan is dit belangrik om te verstaan dat dit nie oor die kerk gaan oor as 'n grootheid nie, maar dat die hoofkarakter binne in hierdie verhaal uiteindelik Christus is. Want ons verkondig nie onsself nie, sê Paulus in 2 Korintiërs 4 vers 5. Ons verkondig nie onsself nie, maar Christus as die Here. En onsself as dienaars terwille van Christus. Met ander woorde, die kerk en dan Paulus ook binne in sy omstandigheid in hierdie brief as hy daaroor praat, as iemand wat soos 'n slaaf is, heenwysers is na Christus toe. Wil ek amper sê, dit is soos hierdie strooijonkers wat jy het op 'n troue, jy weet, en die ouens wat heildronke besig is om in te stel, en wat doen hulle? Dit gaan nie oor hulle self nie, dit gaan oor, as iemand 'n heildronk sou instel op die bruidegom, dan gaan dit oor die bruidegom. En Johannes, die doper, het nogal iets daarvan verstaan, dat hy eintlik maar net 'n heenwyser is na die ene wat sou kom. En dat hy nie hierdie belangrike rol het nie, dat hy eintlik wanneer die mense vir hom kom vra en sê, jong, weet jy wat, daai man wat jy ander dag gedoop het, hy doop nou ook mense, nou gaan mense na hom toe, en dan sê Johannes die doper, maar hy moet meer word en ek moet minder word. Gaan daaroor dat Johannes homself dan verklaar as iemand wat in diens van Christus is, wat eintlik die aankondiger van Christus is. Johannes is nie die hoofkarakter nie, Jesus is die hoofkarakter. En as ek jou kan herinner aan Handelinge 8, die hele verhaal rondom Filippus en die hofdienaar van die Kandake, wat hy mee saam gewees het, dan wys dit eintlik ook op hierdie hele soort van saak, is dat Christus eintlik die hoofkarakter binne in hierdie verhaal is, aangesien dit ook God is, wat vir Filippus sou stuur. Hy is die een wat deur sy engel vir Filippus stuur. Hy is die een wat deur die Gees vir Filippus sê, gaan loop saam met daardie wa. Die inhoud van dit wat die hofdienaar besig is om te lees, is die inhoud van Jesaja 53, en Filippus kan hoogstens besig wees om hierdie gedeelte te verklaar in die lig van Christus. So dit gaan nie oor Filippus en die gemeente in Jerusalem, waaroor hy sou kom praat en waar hy uiteindelik vandaan kom en hoe belangrik hy sou wees nie. Dit gaan die hele tyd oor Christus, want Christus is die een wat die middelpunt van dit alles sou wees. Baie keer in gemeentes, en binne kerke sou dit nogal die versoeking kon wees om onsself te verkondig, om hulle self
te verkondig. Ek dink, vir Paulus was dit nogal moeilik geweest, as mense baie keer getwyfel het, oor sy rol as apostel, omdat hy self nie by gewees het, of nie deel was van hierdie, kom ons sê, 12 disippels van die Here Jesus nie. Dat hy iemand was wat geroep is, en waarin Jesus eintlik ook aan hom verskyn het, daar in die Damaskuspad, en 'n ontmoeting met die lewende Here gehad het. Dat Paulus hom ook binne in gemeentes, waar hy gekom het in die evangelie, of in omgewings waar hy gekom het in die evangelie verkondig het, homself enigstens moes verklaar, wat maak jy, hoekom is jy hier? En in vandagse tyd kan dit in ons gemeentes ook gebeur, dat ons baie keer onsself verkondig. As ek so deur Facebook blaai en ek sien al hierdie advertensies van hierdie prediker en daardie ene wat so toe sou kom, en die geweldige advertensies wat eintlik daar is, en wat gebeur. Natuurlik is dit belangrik omdat daar bepaalde programme is, en die kerk ook sigbaar moet wees binne die wêreld. Dis eintlik om die balans te hê, om te sê, waaroor gaan dit? Gaan dit oor ons net gewoon as 'n grootheid, ons tradisie van die kerk, ons tradisie hier in ons bepaalde gemeente, ons gebou wat so mooi kan wees, en dat waarin ons hele lewe kan spandeer om dit eintlik in stand te hou, en die grootste deel van ons finansies spandeer in terme van instandhouding. Gaan dit oor ons finansies, of ons baie het of minder, ons probleme, ons dominee oor hoe belangrik of hy of sy eintlik in ons gemeentes kan wees, en ons geskiedenis, daar waar ons vandaan kom, natuurlik is die geskiedenis so verskriklik belangrik, maar as God nie binne in die geskiedenis van die kerk die rol sou speel nie, dan sou die kerk so baie verloor. Jy sien, kerk, en ook ons gemeentes is nie geroep om mense aan ons vas te maak nie. Is nie geroep om mense aan ons vas te maak nie. Ons het heenwysende karakters. Die verantwoordelikheid van die kerk heeltyd is om mense aan Christus vas te maak. Niemand sê by geleentheid ook is dat die kerk het nie 'n sending nie. God het 'n sending. En God maak sending na die wêreld toe, verlossende sending om mense te red, om sy lig binne in mense se lewens te laat skyn, die lig van Christus, die heerlikheid van hom te laat skyn, en hy maak die kerk daaraan vas. Belangrik om altyd te verstaan dat ons, maar soos wat Paulus sê, ons is hele dienaars, eintlik in diens van Christus, want 'n dienaar leef altyd vanuit iemand anders se gesag en doel. God wat gesê het, laat daar lig wees, laat sy lig skyn. En belangrik dan, hoekom? Sodat die wêreld die heerlikheid van Christus kan sien. Want Christus is die lig vir die wêreld. Ons is nie die lig nie. Ons leef binne in die lig. Ons leef die lig. Die lig glans van ons af. En as ons praat van die kerk, dan praat ons nie gewoon net alleen van 'n instituut, van 'n gebou, van 'n plek waar mense by mekaar kom, van die gemeente daar nie, maar ons self ook. Dat as mense wat leef binne in die lig. Die vraag is dan altyd, hoe deursigtig leef ons dan ook as mense van die lig? Hoe deursigtig leef ons? Leef ons so dat ons die lig op 'n manier kan verduister deur ons optrede, en dat ons dalk kan keer dat mense werklik by Christus sou uitkom. Want iewers moet mense Christus ook binne in ons kan raak sien, want dit gaan oor sy lig wat binne in die wêreld kan skyn. En ons sou kon verduisterend optree. En Paulus sê, in hulle geval is dit hoegenaamd nie waar nie. Wanneer mense nie sou glo nie, dan gaan dit nie daaroor dat hulle iets noodwendigs verkeerd sou doen nie, maar dit gaan daaroor dat die God van hierdie wêreld dan eintlik nog steeds in beheer van mense se lewens sou wees.
sien ons die son, is die belangrike vraag dan, binne in die maan se lig. As die maan skyn, sien ons die son. Want eintlik wil 'n mens dan sê, het die maan ook heenwysende karakter. Heenwysende karakter na die son toe, waar die lig vandaan kom. Natuurlik kan ons jubel en juig. Kan ons jubel en juig oor die instrumente wat ons kan wees, wat deur God gebruik word in hierdie wêreld om dienaars te wees. Natuurlik kan ons opgewonde wees oor die gawes, oor die talente, oor alles wat ons sou hê, want dit word inderdaad ook deur die Here gebruik binne in hierdie wêreld om sy lig te laat skyn. Maar dan, om weer eens te verstaan, dat ons nie die lig is nie. Ons is ligdraers. Die lig het van God af in Christus op ons geglans, sodat hierdie lig ook in die duisternis al hoe meer verder kan kaats en mense iets van die heerlikheid van Christus sou kon sien. As ons nou vra, as gemeentes in hierdie wêreld, as ons nie meer hier sou wees nie, wie sou ons mis? Wie sou dit mis dat ons nie meer hier is nie? Dan sou mense ons om verskillende redes dalk kon mis, verskillende mense. Maar die belangrikste sou wees, dat as mense, as ons nie meer hier sou wees nie, dat hulle die lig van die wyse waarop die kerk dit ook indra, die gemeentes dit indra, in die omgewing, dat die mense dit sou mis, want iets van hierdie diensknegt gestalte, wat Christus by uitnemendheid gehad het, wat ook deel van ons mag wees. Mag die Here vir ons ook lei in ons lewe om regtig iets van hierdie dienskarakter binne in ons lewens te dra, waar ons nie uiteindelik die belangrikste is nie, maar waar hy die belangrikste is, en waar mense God se lig ook in ons lig sien. Ja, die maan het nie sy eie lig nie. Die lig wat hy het, is geleende lig wat hy van die son kry. Voortdurend genade geseënde lig wat die kerk ook kry om ligdraers te wees, te skyn binne in hierdie wêreld. Amen. Here, baie dankie dat U ons diensbaar maak, dat U ons gebruik, dat U ons daarvoor ook toerus vir elke dag waar ons is. Ons Here wil onsself altyd net verklaar as dienaars, slawe, diensknegte in diens van die Allerhoogste. Wil U in hierdie dag en elke dag in hierdie week ook verheerlik word en geheilig wees, en nooit volprese naam altyd deur groot maak. En ons leef in koninkrykstyd. Laat die koninkryk kom, ook in hierdie tyd, bid ons ook elke dag. Maak ons suurdeeg, maak ons lig wat helder skyn. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek dink nou nogal aan hierdie lied, die woorde van hierdie lied, wat ons nou al baie gesing het, lei U ons lig. Lei U ons lig deur hierdie duisternis. Lei U ons Heer. Styl is die pad waarop ons pelgrims is. Lei U ons Heer. Wys U die weg. Ons wil U ewig volg. Waar U mag lei, sal ons getrou U volg. Al wou ek self my lewenspad hiermee het, al wou ek lei. Nou dat ek weet, nou vra ek U, ek smeek, sal U my lei. Ja, ek was dwaas, verlei deur ydelheid, vergeef nou Heer, vergeef tog daardie tyd. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en hy sal in jou sy vrede gee. Amen. Mooi dag, mooi week vir jou. Groete.